Ek groet julle almal in die wonderlike naam van die Here. Nou, die Here het ook vir my 'n woord gegee om vanmôre vir julle te bring. En onthou nou, ek is nie 'n ou wat lang ritte vlieg nie. Ek vat sommer kort distance. So jy moet jou seatbelt klaar aansit, laat as ek wil land jy nie nog sukkel om jou seatbelt aan te kry nie, hoor. En konsentreer op die woord wat ek gaan bring. Nou, ek gaan vir jou lees vanmôre uit Jesaja 60 uit, waar hy sê, staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Ek gaan net daai een vers lees vanmôre. Hoor wat sê God vir jou vanmôre. Dis die woord wat hy vir jou vanmôre gee. Hy sê eerste, staan op. Word verlig, kom vanmôre na die lig toe. En as jy kom, sal die heerlikheid vanmôre oor jou oopgaan. Terwyl ek gister so op jou grasmasjienkie sit en die gras sny, toe vra ek die Here, laat ek nie vanmôre 'n blink glas vir die volk van God voorhou nie. Maar Here, vul dit ook met u heerlikheid vanmôre. Laat hulle sal ervaar, laat God leef. En ek wil vir jou vanmôre sê, jy dien nog die God van die onmoontlike. Die God wat in Johannes 9 by die blinde man gaan stil staan het, vir hom klei gevat het, klei gespoeg het op die grond, klei gevorm het en aan sy oë gevorm het, en hy 2 nuwe oë uit daai klei het gevorm, daar by die badwater van Siloam. Vanmôre is niks vir God vir jou onmoontlik nie. Nou, ek wil jou vat na 'n verhaaltjie toe. Met die naam van Mephiboset, wat beteken skaamte. En die man het beland in Lodibar. Nou, as jy verstaan, hoe lyk Lodibar? Nou, as jy in die middel van 'n woestyn kom, en jy kyk na die noorde, en jy deur 'n drif gegaan en bo op die woestyn se bult gaan staan, en jy kyk die verte in, dan sien jy nie die einde van daai woestynsand nie. En jy draai jou uit na die ooste toe, en jy kyk, dan sien jy nie die einde van daai sand nie. En jy draai jou na agter toe, en jy kyk in die verte in, dan sien jy net die golwe maak so, maar jy sien nie die einde nie. En na die weste toe kyk jy, en daar is geen einde nie. En daai man, 'n koninklike seun, begin daar in Lodibar. Nou gaan ek jou die verhaal vertel van Dawid. Daar was 'n opskudding in die huis van Saul gewees, toe hulle gehoor het 'n jong seun van 12 jaar oud gaan daai reus Goliat aanvat. En almal, daar was 'n gedruis in die huis van Saul, en almal was verbaas. Selfs die jong seun Jonathan was net so nuuskierig. Wie is hierdie Betlemiet wat vandag optrek om 'n baasvegter te gaan veg? Hulle het verwonder en hulle het gegaan af daar na die dal toe. Ja, Saul en Abner was ook daar. En terwyl Dawid so optrek teen Saul, teen Goliat, toe kyk Saul vir Abner, en hy sê vir my, wie se seun is daai jong man tog? Sê my Abner, wie is 'n seun is hy? Want ek ken hom nie. Hy trek onder die gees van God op, en hy's vreesloos, en hy kom by daai man, en hy slinger, en daai man val, en hy kap sy kop af. En hy sit sy wapens in die tent, en hy kom met daai kop aangehardloop, en toe hy so in die huis van Saul inkom, toe kyk Saul om en hy sê, jong man, sê my, wie se seun is jy? En hy begin, en hy kyk om, hy sê, koning, my heer, ken jy vir Ragab die hoer in die tyd van Josia? Sy's met Salmon getroud. Ken jy vir Rut
wat met Boas getroud is. 'n Moabiet. Ek kom uit Obed en die huis van Isaai. Ek is Dawid. En hy kom uit die geslagsregister van die Here. En terwyl Saul dink uit 'n hoeruit, hoe lyk hierdie geslagsregister? Dan sien ek hoe hy uitstap. Dan kom sy seun Jonathan en hy omhels hom en hy sê, kan ek 'n bloedverbond met jou sluit? En dan sien ek hoe hy die skerppunt van sy spies vat en hy sny 'n kloof in sy hand en in sy hand en daar word 'n bloedverbond gesweer, soos wat daar 'n bloedverbond vanmôre tussen jou en God is. Daar op die kruis van Golgotha is daar 'n bloedverbond. En op 'n dag, weens ongehoorsaamheid, val die helde van God op die gebergtes van Geboa. En daar het die boog en die skild en die spies verlore gegaan. En daai gedruis het afgegaan tot binne in die huis van Saul. En Migar, die vroukie wat daai Mefiboset opgepas het, gryp hom uit vrees, want sy het geweet hierdie kind sal doodgemaak word, maar sy het nie geweet van die bloedverbond tussen Dawid en Jonathan nie, dat Dawid hom nie sou doodmaak nie, en sy gryp hom en sy vlug met hom daar na Lodibar toe. Daar het hy groot geword. En met die val was hy verlam van sy middel tot sy voete. En dan skets jy vir jou 'n prentjie in jou gedagtes, die smart wat daai jong kind deurgegaan. 'n Koninklike kind en hy beland op 'n plek soos Lodibar. Ek wil vir jou sê, vanmôre sit hier baie mense wat hulle begeef in Lodibar. Maar daar het 'n woord van God uitgekom wat sê, staan vanmôre op, laat jou lig kom en die heerlikheid van God sal vanmôre oor jou skyn. En terwyl daai man, daai jong seun so in smarte sit en ek sien hoe Margaret vir hom 'n skaapvel gaan kry, want hy moet hom sleep met sy hande van boom tot boom in die koelte en die kinders spot met hom wat ook daar in Lodibar sit, in smart en in pyn, daar waar niks is nie. Ek sien hoe sy klere verslyt word, soos 'n man wat die verlore seun, wat weggedryf het van sy vader se huis en by 'n varkhok daar in Lodibar beland het. Maar vanmôre sê God vir jou, staan op. En terwyl Dawid nog so koning geword het, toe roep hy vir Siba, wat nog in sy koninklike huis van Saul was. En hy sê, Siba, het daar nie nog een man, nog iemand oorgebly in die huis van Saul, waaraan ek vandag goed kan doen nie? En Siba kyk vir Dawid en hy sê, daar's 'n jong seun met die naam van Mefiboset. Hy sit in Lodibar. In Lodibar sit hy. Hy's verlam aan beide voete. Maar Dawid het Lodibar geken, want hy het ook in die woestyne rondgedwaal. Het hy nie ook gaan brood vra by Nabal die Karmeliet, wat 'n 3000 skaap gehad en hom weggestuur het en gesê, man, wie's die seun van Isaai? Ek ken hom nie. Het hy nie ook Lodibar in Siklag geken nie, daar waar hy gebly het, by Agis die koning van die Filistyne nie? En hy sê vir Siba, span die ruiters in, gaan haal vir my daai jong man, laat hy kan kom na my huis toe. En terwyl hulle weg was na Lodibar, skielik staan Siba met die manne van Dawid daar. En ek sien hierdie jong seun vervletterd. Ek sien hoe hy omskuif op hy skaapvel wat verligting probeer bring. Hoe stikkend is sy lyf, hoe verskroeid is hy deur die son.
En toe hy die manne sien, toe raak hy verskrik en hy weet, ek het gevlug van die huis van my vader, omdat ek vir my lewe gevlug het. Dan sê Siba vir hom, Lodibar, staan op. Jou lig het vandag aangekom. Mephibosheth, staan op. Laat die heerlikheid van God oor jou kan kom. Dan vlei hulle hom daarop saam met Makker en hulle vat hom daar na Dawid toe. En toe hy so voor Dawid staan, toe sê hy, Mephibosheth, alles wat aan jou vader behoort het, gee ek vandag vir jou terug. En jy, Siba, met jou 15 seuns en jou 20 slawe, julle bewerk vir hom die grond. En jy, Mephibosheth, jy kan vir jou res van jou lewe aan my tafel sit en eet. Dan sien ek daai jong seun val op die grond neer en hy sê, hoe is dit dat ek as dooie hond soveel guns in die koning se oë? Dan sien ek Dawid sê vir hom, ek was ook op daai plek. Ek ken Siklag, hoe hy verbrand was. Ek ken hoe mense my wou gestenig het daai dag. Ek weet hoe om in 'n woestyn te dwaal en ek het Psalm 23 geskryf. Die Here my God is my herder en niks sal my ontbreek nie. Al gaan ek ook deur die dal van doodskade weer, ek sal nie vrees nie, want u stok en u staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig en u maak my hoof vet met olie. Dit wil God vanmôre vir jou doen. Dan sien ek 'n blinde man, Bartimeus, die seun van Timeus, wat in skaamte sit buite Jerigo. Maar God gaan daai pad langs. En terwyl hy 'n oorkleed, 'n kleed wat hom toegemaak het, oor hom gegooi het, want hy het in skaamte gesit. En dan steek hy sy hand net onder daai blikkie deur om 'n almoes te vra. Dan skud hy hom, want hy was in skaamte, in Mephibosheth. Hy is die naam van Mephibosheth gedra. Hy het ook in Lodibar gesit. Maar toe hy hoor, Jesus die Nasareëner, die koning van alle konings, gaan by hom verby. Toe roep hy uit en hy sê, Here, seun van Dawid, wees my barmhartig. En ander wil hom wegstoot, ander hou hom toe, laat hy nie onder daai boekleed, daai kleed van skaamste, daai oorkleed kan uitkom nie. En Jesus gaan staan stil. Hy sê, roep hom, sy lig het aangebreek. Staan op, staan op, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee vanmôre. Al was jou sonde soos skarlaken, ek sal dit vir jou wit was soos wol. Al was dit rooi soos purper, ek sal dit vir jou wit maak vanmôre soos sneeu. En terwyl hy daai oorkleed afgooi, toe breek die heerlikheid van God oor hom uit. En Jesus sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Dan sê hy, Here, neem hierdie skaamte van my af weg en gee vir my 2 nuwe oë, soos u dit vir daai blinde man daar by die badwater van Siloam gedoen het. Dan sê die Here vir hom, sien. Dan sien ek en nog 'n man, daar in Johannes 5, wat 38 jaar in daai Lodibar gesit het. Vir 38 jaar het hy gely aan sy siekte. Vir 38 jaar het hy niemand gehad nie, toe die Here by hom stil staan. Toe sê hy, Here, ek het niemand wat my kan help nie. Ek bedel, ek sit hier in Lodibar. Ek sit in skaamte. My naam is Mephibosheth. Ek moet 'n geldstukkie, ek moet 'n broodjie, ek moet 'n watertjie betel, want ek is verlam in my onderlyf tot onder toe. Maar die Here sê vir hom, jou dag het aangebreek.
gebreek. Staan op, die lig, laat die lig oor jou kom en die heerlikheid van God sal oor jou skyn. Staan op in die naam van die Here vanmôre. Laat God se heerlikheid oor jou kan oopbreek vanmôre. Dan wil ek vir jou sê, daar was 'n dag toe Elia van die spruit af wegtrek. God het hom nie gestuur daar na die huis van Agab toe nie. Hy het hom nie na Obadja toe gestuur, wat al reeds 100 profete versorg het nie. Hy het hom na 'n weduwee toe gestuur, daar in Lodibar, daar in Sarfat. En terwyl hy so aangeloop kom, by haar toe sy besig om die ou laaste houtjies bietjie bymekaar te maak, om vir haar die ou bietjie meel en die bietjie olie te gaan gebruik, en dan sou sy regmaak, laat sy moet sterwe. En terwyl Elia so kyk, toe roep hy na haar en hy sê, bring tog vir my 'n bietjie water saam. En sy stap om vir hom water te gaan. En hy sê vir haar, hy roep agter haar aan, en hy sê, bring tog maar ook vir my 'n broodkoekie saam. En sy draai so om, en sy sê, my Heer, ek sit in Lodibar. Ek maak my ou laaste bietjie meel, my ou laaste bietjie olie klaar. Dan maak ons reg om te gaan sterwe. Maar die heerlikheid van God het ook vrou weduwee aangebreek. En terwyl hy so, en hy sê vir haar, gaan doen wat die woord van God sê, gaan maak eerste vir my, maar hoor wat sê hy, laat ek net 'n sluk water kry. Maar gaan maak eerste vir my gaar. Hoor wat sê die woord vir haar, en die meel in die pot sal nie klaar raak nie. En die olie in die kruik sal nie opwaak nie. En dan sê die woord, daar was baie weduwees in die dae van Elia, maar net daai weduwee het dit oorleef. Broer en suster, weet jy wat dit beteken? Dit het beteken, God het dieselfde voorsiening gemaak as wat hy in Egipte gemaak het vir Josef. As die woord van God uitgegaan het, die meel sal nie opraak nie, en die olie in die kruik nie minder nie, het dit beteken, God het 'n oneindige put oopgemaak, en dan sê ek vir jou, God het dit ook vir jou gedoen. Vanmôre sê hy, my bloed is vir jou genoeg, my krag is vir jou genoeg, my voorsiening is vir jou genoeg. Daar's geen einde vanmôre nie, maar jy moet besluit. Daai weduwees moes besluit. Hy kon die hele nasie, die hele huis, die hele Israel, die wêreld kom by daai vrou kom skep het, want die woord van God was, die olie sal nie opraak nie, en die meel nie. En ek glo my God vandag, waar ek hier staan, wat hy sê, sal so wees. Dan sê hy ook, daar was baie malaatses in die tyd van Elisa. Maar net Naaman is genees. Die ander is nie een genees nie. En daai man was nog so onkundig. Hy het vir hom waans met goud, en hy het vir hom waans met silwer gelei. En hy het klere gelei, boompies, hy het gedink, om daai genesing te kry, moet ek dit koop met geld, terwyl Elisa vir hom gesê het, man, hou jou geld, hou jou silwer, dis verniet, gaan doen net die opdrag van God. En ek wil vir jou vanmôre sê, man en vrou van God, dis verniet vanmôre, daai uitkomste vir jou vanmôre. Hoe lank wil jy nog sit in Lodibar? Hoe lank wil jy nog daar sit as mense boosheid met die naam van skaamte, as God die prys vir jou betaal het aan die kruis van Golgotha? Staan vanmôre op en kyk na Joas, toe Elisa op sy einde was en al sy krag het min geword. Toe wil hy vir Elisa gaan beween, want hy was 'n vader vir Elisa. Elisa was 'n vader vir hom. Hy het hom uit menig moeilikhede uitgered. En terwyl hy die huis so inkom, en Elisa op sy sterfbed lê,
Toe sê Elisa vir hom, help my laat ek kan opkom. En die koning vat hom so aan sy arm en hy help hom op. En hy sê, vat my na die venster toe, dan maak jy dit vir my oop na die ooste kant toe. En toe sê hy, neem 'n pyl in jou hand, 'n pyl van oorwinning. Ek wou vir jou vanmôre sê, vat vir jou 'n pyl van oorwinning en rig dit daar na Golgotha, daar waar God die prys vir jou betaal het en uitgeroep het, dit is volbring. Gaan na hom toe en hy vat daai pyl en hy sê, skiet, 'n pyl van oorwinning. En toe hy hom so skiet, toe sê hy, vat daai klomp pyle in jou koker en slaan dit, want dis die oorwinning wat God jou gee. En hy gaan en hy slaan net 3 maal en die profeet word vir hom kwaad en hy sê, hoekom het jy nie meer male geslaan nie? Vanmôre wil ek vir jou sê, moenie net kom vir 'n bietjie nie. God wil jou nie 'n tikkie gee nie. Hy wil 'n volkome oorwinning oor jou bring. Halleluja, kaya shetu, koshotu, kaya shita. Laat die gees van God vanmôre vaardig word oor hierdie mense, Here. En laat hulle die grootheid en die krag en die almag van die Here sal glo. Bertus, kom julle vir my op. Asseblief. Broer en suster, daar was 'n man gewees, 'n jong seun met die naam van Jabes. Sy naam het beteken smarte. En hy was weer geëerd as al sy broers in die huis. Nou baie keer sê ons iets en ons besef nie die krag van woorde nie, soos wat dit met Mefiboset gebeur het. Elke slag as hulle sê Mefiboset, dan profeteer hulle skande oor hom. 5 jaar daarna, toe gebeur wat dit gesê het. En die Jabes het tot God gegaan en gesê, Here, seën my ryklik, seën my grondgebied, seën my op die land, seën my bakskottel, Here, seën my huis, seën my vrou, seën my kinders. En God het gedoen wat hy gesê het. Maar as jy verder lees in die woord van God, as jy kom daar by Saul, op 'n dag het Nahas, die Amoriet, Jabes beleer. En hy het hom singel, en hy was sterker as hierdie Jabes gewees. En Jabes het na hom toe gekom en gesê, sluit met my 'n verbond. En die Satan het geweet wat sy naam is. En hy sê, ek sal met jou een verbond met jou sluit. Ek sal jou regteroog uitsteek. Al jou mense, kom en sal ek hulle regteroog uitsteek. Laat hierdie naam van jou oor jou kan posvat. Laat dit 'n skande oor Israel wees. Maar Jabes sê, gee my net 7 dae tyd, dat ek nie kan kyk wees onder die volk oor, om my vandag te verlos nie. Soos wat Dawid daar op die berg gestaan het, toe Goliat gebulder het, toe sê hy, wat sal met die man gebeur, wat die smaad onder hierdie volk gaan uitneem. Ek wil vanmôre vir die gesalfdes van God sê, jy het 'n verantwoordelikheid. God het jou gesalf met heilige olie. En het jou hierdie wêreld wat hopeloos en moedeloos is en nie weet waarheen en wat kan doen nie, het jy die reg en die autoriteit om hulle onder jou voetsool te sit en hulle op te tel en te sê jou lig het aangebreek en die heerlikheid van God gaan oor jou oop. En terwyl Saul so van die pap was sy pa se beeste aandrywe, toe hoor hy hierdie gehuil in Jabes en hy vra, wat se gehuil is hier vandag onder die volk? En een van die dienaars sê vir hom, oor 7 dae gaan dit gebeur, wat hierdie man se naam is. Hulle regteroog gaan almal uitgesteek. En die gees daar staan, en die gees van God het
oor hom gekom. En hy slaat daai pa van hom se beeste, hy worry nie of hy gaan pak slaag kry by die huis nie, maar hy slaat vir hulle in mekaar. Hy sê, vat hierdie vleis en stuur dit deur die hele Israel en sê vir hierdie volk, wie nie agter my en Samuel aan is, dit sal met hom gebeur. En hy sê, stuur hierdie boodskap vir Jabes, as die son op sy warmste is, sal julle uitweg kry. Ek wil vir jou vandag sê, as die son op sy warmste vandag is, God het jou nie vergeet nie. Staan op vandag. Moenie vandag soos Gideon sit nie. Hy wil jou optel. Bertus, lei ons. As jy vanmôre terwyl Bertus hulle ons lei, wil ek jou vra, moenie sit vanmôre nie. Ons wil nie vir jou vanmôre net 'n glas voorhou nie, met blink woorde nie. Kom en verdrink vanmôre van die fontein. Kom vanmôre na die waters van rus. Kom vat jou genesing, man. Kom vat dit. Het hy in Handelinge 3 nie ook daar in skaamte gesit, daai man nie? Het Petrus nie vir hom gesê, man, Mefiboset, kyk op, man. Silwer en goud het ek nie, maar staan op en loop. Vanmôre wil God jou optel waar jy is en jy moet opstaan in die geloof. Kom raak sy soem aan. Laat hy jou verlos uit jou omstandighede. Die jaar het ver gevorder. Wil jy die nuwe jaar ook so ingaan? Ek het U lief. U genade